Welkom by hierdie week se Netbank vleisprysoorsigg. Speenkalfpryse is op rekordvlakke vir hierdie tyd van die jaar, maar soeperspryse begin reeds terugtrek en die groot vraag is nou hoe lank die sterk kalfmark nog kan hou. Skaappryse is ook dan naby 'n draaipunt terwyl vark en hoenderpryse onder druk bly. Bokpryse kan ook moontlik nou 'n afwaartse tendens begin inbeweeg as ons nader na die lente beweeg. Ons kyk na wat produsente in die komende weke kan verwag. Die Netbank vleisprysoorsigg word met trots aan jou gebring deur Netbank, Standard Bank en John Deere. Kan ek julle asseblief 'n groot guns vra, los asseblief vir ons kommentaar of 'n thumbs up of druk op daai like knoppie. Dit help ons nie net om hierdie inhoud elke week beter en beter vir julle te maak nie, maar ook om een van Suid-Afrika se gewildste landbouprogramme verder te laat groei. So baie dankie vir elkeen se ondersteuning. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het die afgelope week met 1% gestyg na R49 per kilogram, terwyl die top 40% gemiddelde prys gestyg het na R51,29 en die top 10% se prys bietjie terugsak na R53,85. Provinsiaal het die Vrystaat se prys ingekom op R48,71 met die Noord-Kaap op R47,41. Die nasionale A23 slagprys of soepersprys het laasweek dan weer begin daal en staan dit nou op R70,80 per kilogram met C-graadpryse op R60,67. Dit klink of soeperspryse nog verder kan daal oor die komende week of so, soos aanbod verbeter en vraag steeds laer behoort te bly, veral as ons na die middel van Augustus weer beweeg. Speenkalvers is op sy hoogste nog ooit vir hierdie tyd van die jaar en dink ek steeds dat dit tydelik tydens Augustus weer bietjie laer kan verhandel, maar dan weer optel in die einde van September, moontlik begin Oktober, soos vraag weer vir die einde van die jaar behoort te verbeter. Ek's wel bietjie bekommerd oor wat hierdie hoë pryse vir vraag vorentoe kan beteken. As vraag dan wel verdwyn en die aanbod tel weer op, kan ons dalk baie laer pryse weer sien. Wanneer dit gaan gebeur is egter die groot vraag, dalk wanneer die weer droër draai en meer produsente weer moet bemark, so hou dit dalk net in die agterkop as jy jou beplanning gaan doen. Die gemiddelde stoorlamprys daal met 4% na R56,86 met die Vrystaat se prys op R58,97. Die Noord-Kaap staan op R52,35 en die Oos-Kaap op R58,47. Swaarder slaglammers wat dan meer as 32 kg weeg, staan op R56,45. Die A23 slagprys daal dan na R108,86 met die C23 prys nou op R79,40. Die skaapmark volg bietjie ander patroon as die beesmark, hoofsaaklik omdat ons twee groter lamseisoene en gevolglik twee aanbodsgolwe deur die jaar sien. Voerlam en slaglampryse behoort nou verby sy hoogtepunt vir die jaar te wees en moontlik van hier af in 'n afwaartse tendens te bly tot en met die einde van die jaar, soos meer aanbod moontlik na die markte gaan kom. Die afgelope week het grootbokpryse dan gestyg na R36,91, kleinbokpryse styg na R69,29, mediumbokke daal na R62,32 met bokkooipryse opwaarts na R61,37. Bokpryse piek gewoonlik teen die einde van die winter of teen die begin van lente elke jaar en val dan terug soos ons na Kersfees en oor die draai van die jaar na begin Maart die volgende jaar beweeg. So ons kan binnekort ook naby 'n draaipunt vir bokke ook wees, maar tradisionele feeste se vraag verskil elke jaar, so hou dit ook dalk dop. Dit kan tydelik pryse opdruk vir 'n week of twee wanneer daai vraag weer optel. Hoenderpryse daal ook verder laasweek met die gevriesde ex-abattoir hoenderprys 0,2% laer op R32,51. Varspryse daal na R37,73 met IQF pryse op R34,42. Ons verwag steeds dat pryse kan stabiliseer in Augustus en dan weer 'n opwaartse tendens begin inbeweeg vanaf September tot moontlik hier begin of middel Desember. In die eiermark het die nasionale gemiddelde gegradeerde eierpryse gebly op R22,97 met ongegradeerde eiers steeds op R17 per dosyn.
Varkpryse het aanhou daal en het regtig onder baie druk gekom die afgelope 2 maande. Die nuutste spekvarkprys het 1% laer verhandel op R29.08, met vleisvarkpryse 2% laer op R30.42 en worsvarkpryse ongeveer 3% laer op R23.31 per kilogram. Ek voel dat varkpryse iewers in Augustus bietjie kan verbeter of moontlik kan stabiliseer, maar dat die volgehou stygings hier van September kan inskop tot en met die einde van die jaar, soos ons nou meer jaareindfunksies troues ensovoorts sien, wat natuurlik 'n groot trekpleister is. So dalk vir nou eers stabilisering in pryse en dan weer optel of hoër pryse in September. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernprys dan gedaal na R3.800 per ton, graad 2 lucern op R3.400 en prima binnelandse lucern op R4.300. Pryse is besig om af te kom met die eerste snysels wat die mark binnekort kan tref. Choppryse het gestyg na R3.050 per ton laasweek gemiddeld, maar daar is baie weerstand vir hierdie prys op die oomblik. Die vraag na chop is goed, terwyl die verkope van meel weer die laaste week of wat weer begin afneem het. Laer maalsyfers kan dalk oorspoel en dalk chop se aanbod ook beperk en dis laer pryse bietjie teenwerk. Om op te som bly speenkalvers baie sterk en steeds op rekordvlakke vir hierdie tyd van die jaar, maar die risiko van 'n tydelike terugslag in Augustus neem toe, soos vraag onder druk kom en aanbod moontlik begin verbeter. Superspryse het reeds begin daal terwyl die skaapmark waarskynlik verby sy jaarlikse hoogtepunt is en verder onder druk kan kom soos meer lammers na die mark kan beweeg. Bokpryse kan nog deur tradisionele vraag ondersteun word, maar ons behoort ook hier binnekort nader aan 'n seisonale draaipunt te beweeg. Hoender en varkpryse bly vereers onder druk ongelukkig, maar behoort gedurende Augustus te stabiliseer voordat dit moontlik sterker jaareindvraag vanaf September kan begin sien en dus beter pryse kan verwag. In die voermark begin lucernpryse daal soos die eerste nuwe snysels naderkom, terwyl choppryse deur goeie vraag en moontlik laer aanbod ondersteun kan word. Die groter boodskap is dus dat rooi vleispryse steeds op hoë vlakke verhandel, maar dat produsente versigtig moet wees om nie te aanvaar dat hierdie pryse permanent is nie. Veral indien droër weer later meer diere na die mark dwing en verbruikersvraag verder onder druk kom. Hierdie week se Netbank vleisprysoorsit word met trots aan jou gebring deur Netbank, Standard Bank en John Deere. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons sien mekaar weer volgende week.